Goeiedag geliefdes, vandag lees ons 2 Petrus 1 vers 3 tot 9 en ons is besig om hierdie week deur te bring waar ons uit die woord uit leer dat ons nie moet blind hou nie. 2 Petrus 1 vers 3 tot 9. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste van alle grootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug en die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger. Hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Dit is so maklik om vandag op grond van ons omstandighede net te bly waar ons is. En nergens heen te gaan nie, want dit is 'n moeilike wêreld hierdie nie. Dit gaan nie goed in die wêreld nie. As jy maar kyk wat op sosiale media geplaas word, as jy maar kyk wat in die nuus is, soveel moeilikheid, soveel onmin tussen mense, soveel rede om te sê, maar hieraan wil ek my onttrek. Ek wil in my klein hoekie gaan sit en ek wil net daar veilig bly. Maar dit is om jou blind te hou. Dit is om jou blind te hou vir wat God reeds in jou gedoen het, en dit is waaroor hierdie teks gaan, wanneer hy sê, ons moet ons nie blind hou vir die feit dat ons van ons vroeë sondes gereinig is nie, en omdat ons van ons vroeë sondes gereinig is daar soveel moontlik in ons lewens. Daarom sê hy, ons moet alles in die stryd werp om ons geloof te verryk met deugsaamheid, kennis, selfbeheersing, volharding, godsvrug, liefde onder mekaar en liefde vir ander mense. Ons kan so maklik sê, nee, dis nie nou om tyd om geestelik te groei nie, dis tyd om geestelik net veilig te wees. Dis tyd om laer te trek, dis tyd om weg te kruip. Dis tyd om myself net te omring met my en eensdenkende mense. En hier bly ons, veilig, weg van die hardheid en die wreedheid van die wêreld. Maar dan is ons blind. Want hierdie dinge wat hier genoem word, is die dinge wat geestelike groei veroorsaak in jou. Dit is wat geestelike groei is. En omdat jy, as jy net weer kan insien dat jy gereinig is, jy is gereinig van jou vorige sondes. Met ander woorde, jy is verlos, jy is vergewe. Soos die woord sê, God is getrou en regverdig. Hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Dan kan ons begin om 'n nuwe lewe te leef, as ons net weer kan fokus daarop, die vryheid wat daar is, die heerlikheid wat daar is, om selfs deel te kry aan die goddelike natuur, soos Petrus dit hier uitspel, dan kan ons weer begin groei. Ja, ons moet 'n visie hê op die verlede. Partykeer is dit maar nodig om te kyk na waar ons vandaan kom, uit 'n storm uit. 'n Storm van sonde, 'n storm van goddeloosheid. Maar nou, deur die wonderwerk van Jesus Christus, deur geloof in hom, kan ons groei. Hoef ons nie weg te kruip in 'n wêreld van storms en donker en wreedheid nie. Hier's 'n wonderlike uitnodiging, en ek nooi jou vandag uit om dit te sien. Moenie jou blind hou dat jy 'n nuwe mens is nie, en moenie jou blind hou daarvoor dat nuwe mense in Christus deur die Gees groei en groei en groei nie. Shalom.